Goeiemôre broers en susters en dan elkeen ook baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Dis my voorreg om hier saam met u te wees en saam met u hande te vat en te hoor wat die Here vir ons sê en net soos klein in sy hande te wees en 'n ontmoeting met die Here te hê. Dankie ook vir die voorsang, daarso waardeer dit. En dis ook lekker om hier te staan en te weet jy werk jy alleen in die erediens nie. Dat mense vir onsself soos Mariska, wat vir my elke keer die liedere, of wat ek elke keer die liedere in my preektema deurgee en dan deurgee, en daar agter by die projekteur, julle wat daar agter ook werk, en dan ons orgelis ook Mariaan, dankie vir jou ook, en het is lekker om hier saam met u te wees, en ek dink wat veral ook lekker is om te sien op jou selfoon, today will be a warmer than yesterday. So, ons beweeg hoopelik na die somer toe, maar dit is so, dit is nog steeds koud, maar mag die Here vir elkeen net aanraak op daai plek wat jy jouself bevind, en mag jy soos die Emmausgangers wees, weet wat hierdie warm gevoel kry, en net voel en weet dat die Here vir jou ontmoet daar waar jy jouself bevind vanoggend. Dan wil ek vir u lees uit 1 Timoteus 4 vers 12. En dit is ons wotum van vanoggend en dit sluit aan by die erediens. En hierdie vers is nogal vir my baie spesiaal, want toe ek 100 jaar gelede predikant geword het, was dit die versie wat hulle vir my gegee het. En so, nee, ek het so 33 jaar gelede predikant geword, maar nie, dit sê net die volgende, niemand mag op jou neersien, omdat jy jonk is nie, maar ek wil eintlik sê, niemand mag op jou neersien ten spyte van wat jou ouderdom is nie. Maar wees jy in liefde, geloof en reinheid. Ek wil net weer vir julle lees, niemand mag op jou neersien nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld. Nou, en wat moet ons 'n voorbeeld wees? In woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En dan broers en susters, die Here God Drie-enig, wat ook 'n ontmoeting met elkeen van u wil hê vanoggend, hy reik uit na u toe, en wat vir jou wil ook kom ontmoet op die plek wat jy jouself bevind vanoggend, hy kom groet jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, wat vir jou oneindig baie lief het, en van Jesus Christus, wat vir jou elke dag genadig is, en van die God die Heilige Gees, wat in elkeen van ons woon, en in en deur elkeen van ons wil werk. Amen. My gebed is ook net, daar het ons gesing, U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer, en die aard van die saak, het is ook nou die Here geloof en geprys daardeur, maar ek wil maar net sê, die Here wil ook hê as ons hier uitstap, dat hy ons hartsverlange sal wees, dat ons hom sal insluit, in elke aspek van ons lewe, en dat ons in elke aspek van ons lewe hom vereer en verheerlik. So mag hierdie erediens ook net daartoe bydra. Ek wil graag vir u dan lees, hierso uit 1 Petrus 3 vers 8 tot 15, se eerste gedeelte, 1 Petrus 3 vers 8 tot 15, net goed daarby uitkom hierso. Sorry, ek dink hier is beter, ja. My tema van vanoggend is weer eens stap nader, stap weg.
en nou aan om te loop, en dis maar hoe dit werk in menseverhoudings, weet ons ontmoet nuwe mense, weet waar ook al ons kom, hier kom nuwe mense in die kerk in, of daar kom nuwe mense by ons werk by, of nuwe mense trek in, dalk in die straat wat ons bly, so ons ontmoet gedurig nuwe mense, weet ons is sosiale wesens, so ons is in kontak met mense ook, en dan kan dit ook gebeur in ons menseverhoudings, dat ons op 'n stadium, en dan reik ons uit na hierdie mense toe, en ons begin 'n vriendskap met hierdie mense, maar dan op 'n stadium kom jy agter, maar ek kan my nie lekker identifiseer met hierdie persoon se waardes en norme en leefstyl nie, en dan moet 'n mens maar ter wille van jouself en jou geloofsgroei, en om jou potensiaal uit te leef in die koninkryk van die Here, wegstap van sommige mense. Maar en dit is baie keer baie hartseer. Partykeer stap sommige mense weg van jou af ook. Maar dan moet 'n mens net leer om aan te loop in die lewe. En die Here wil hê ons moet nie stop nie, maar ons moet aanhou loop. Saam met hom in die lewe. Ek wil maar net vir julle sê, hoekom ek hierdie tema gekies het, ek wil graag volgende week weer dit met u deel, maar soos ek vir julle gesê het, ek is nog nie 100 jaar al predikant nie, maar ek so 33 jaar die voorreg om in die Here se diens voluit te staan in die polisiediens in al 33 jaar. En in die polisiediens is een van die goed waarmee ons baie mee te doen kry, is berading van lede. En ook maar in die gemeentes in, weet, mense kom baie keer van my sien vir berading. En dan leer mense maar sekere goed wat uitkom, en jy leer maar in die proses sekere, weet, mense kom vra vir jou sekere goeders, en dis eintlik maar uit daai aspek wat ek met u wil deel. Hierdie goed wat ek nou, die preek gaan eintlik oor wat sê ek vir gewoonlik vir mense as hulle vir hulle self in sekere situasies bevind. En uit die aard van die saak sê ek altyd vir mense, ek kan nie noodwendig die horlosie terugdraai nie. Ek wens baie keer ek kan. Maar ek kan vir jou tyd maak, en ek kan na jou luister, en ek kan vir jou belangrik laat voel, en ek kan vir jou raad gee. Maar help my om jou te help, weet, en dan volg my raad, en as dit nie werk, want ek het nou baie keer geleer, wat is die beste raad om vir mense te gee. As ek self weet, dan sal ek gaan uitvind, sê maar by 'n sielkundige of 'n maatskaplike werker, of wat ook al. Maar weet, en ek leer, en met my vrou ook baie keer klankbord. My vrou is 'n suster wat gespesialiseer het in psigiatrie, so sy het baie lank in psigiatriese hospitale gewerk, so Sterkfontein en Kopanong se psigiatriese afdeling, en dis 'n natuurrauma kerkie daar oorkant met die village. Oorkant met die kliniek, daar in met die village, het sy ook gewerk in die psigiatriese afdeling. Daar's 2 afdelings, 'n psigiatriese afdeling en 'n mens kan sê 'n rehabilitasie gedeelte vir gestremde mense. So sy het ook baie met die psigiaters gewerk. So sy is ook nogal partykeer vir my goeie klankbord, of 'n goeie persoon om vir my raad te gee. So wat ek net eintlik met u wil deel is, mens kry partykeer sekere beradings wat 'n mens doen, wat jy nogal baie mee te doen kry, weet, ek wil nou maar eintlik met u die goed deel, wat ek nogal redelik baie mee te doen kry, en vir u raad daaroor gee. Om ook so die Here te vereer en te verheerlik. Ek wil net vir julle lees, dink ek my bron uit opsit. Daar sê uit 1 Petrus 3, daar vanaf vers 8, en die opskrif daar is, hoe elkeen hom moet gedra. En dan staan daar, ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig en nederig.
Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Weet, Paulus sê ook in Romeine, beantwoord die kwaad met die goeie. Daar's 'n ander teksgedeelte wat sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. So wat dit hier sê, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie, want dan daal jy eintlik tot daai persoon se vlak wat dit aan jou doen. En ons moet juis anders wees as Christene. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van die Here kan verkry. Daar staan geskrywe, as iemand die Here liefhet en 'n lang lewe begeer, om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. So dis een ding, ek het al met u gedeel oor hoe belangrik gedagtes is, want jou woorde en dade ontstaan uit jou gedagtes uit. So die Here wil hê ons moet met ons gedagtes, ons denke, ons woorde, ons dade, ons intensie, ons gesindheid hom vereer en verheerlik. En daarom bly weg van wat kwaad is en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Ek wil maar net sê, hierdie ook bly weg van wat kwaad is en doen wat goed is. Dit is so belangrik dat ons gedurig deur ook sal selfondersoek doen in ons lewe. En as ons sien ons is al op die verkeerde pad, dat ons so vinnig as moontlik sal omdraai en terughardloop na die Here toe. Dat ons so vinnig as moontlik sal weghardloop van hierdie verkeerde. Maar dit kan soos 'n kanker wees wat jou verteer. Moenie die duiwel 'n vatplek aan jou lewe gee nie. Dis hoekom die Onse Vader gebed ook sê dat ons bid teen versoekings wat oor ons pad kom. Maar as jy dalk ek vra vir die Here elke dag om die pad wat hy wil hê ek moet loop vandag voor te berei. Struikelblokke uit my weg sal ry, maar dan vra ek hom ook, Here, help my net om op hierdie pad te bly wat u vir my vandag voorberei het en elke dag voorberei het. So ek wil nie afwyk van daai pad nie. In die oomblik as ek dalk myself sê maar in die bosse bevind of op die sypaadjie bevind, dan kom ek so vinnig as moontlik terug op hierdie pad, want hoe verder jy afloop, hoe meer gevaar is daar, en hoe meer kan jy verdwaal en verstrengel raak. En dan wil ek net die laaste verse ook vir jy lees. Wie sal julle kwaad aandoen, as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly om met julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. So ek wil net tot so ver lees. Kom ek lees dit weer vers 14. Maar selfs as julle sou ly om met julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. So ek gaan net tot so ver lees. Daai laaste gedeelte was ook nogal belangrik vir my, dat daar altyd in ons harte heilige eerbied sal wees vir Christus die Here. As ek hierdie onderwerp begin, en ek wil graag dan volgende week ook met u deel oor hierdie onderwerp, en ek glo regtig dit sal vir u baie beteken, hierdie onderwerp. Maar dit is baie belangrik as gelowiges, dat ons die Here altyd die eerste prioriteit in elke aspek van ons lewe, op elke terrein van ons lewe sal maak. En dat ons elke dag vir die Here vra, maar in elke aspek van my lewe, waar ek my ook al self bevind, wil ek u koninkryk en die tempel bou, en moet u altyd die eerste prioriteit wees in elke aspek van my lewe. En nie mense nie. Die Here moet die eerste prioriteit wees. Moenie mense
die eerste prioriteit maak. As jy moet breek met mense, breek eerder met mense as wat jy breek met die Here. Weet, dit is belangrik. So ek wil vir julle vanoggend 'n paar voorbeelde noem en daardeur net belangrike lewenslesse leer wanneer jy dit baie sterk moet oorweeg om met sekere mense te breek. Maar dit beteken nie as jy met sekere mense breek en hierdie mense praat nog met jou of jy praat nog met hulle, dat jy ooit disrespectful of ongemanierd teenoor hierdie persone mag optree nie. Tree nog altyd met respek op. Selfs al, ek het vir my kinders ook geleer, selfs al skree dit in jou, jy kan nie hierdie persoon meer respekteer nie, kan jy nog altyd respek bewys aan iemand, selfs al is iemand ongeskik aan jou, en dit skree in jou, weet, jy kan dit net nie langer vat nie, kan jy nog altyd goed gemanierd wees in hierdie persoon. So wat belangrik is, moenie iemand met disrespek behandel nie. Moenie ongemanierd wees of ongeskik wees teenoor persone nie. Baie maal moet jy iemand ook opreg vergewe en dan doen jy dit. En vergifnis moenie vir ons so moeilik wees nie. God vergewe vir ons. Ek bid altyd, Here, dankie dat U vir my vergewe. Dankie dat U vir my 'n rein hart gee. Of ek wil gee vir my 'n rein hart. Haal die kliphart uit my liggaam uit. Gee vir my 'n hart van vleis. Maar dan wil die Here hê dat ek ook hierdie aflosstokkie van vergifnis wat hy vir my gee, sal aangee na my medemens. En dan bid ek vir die Here, Here, help my om my medemens te vergewe, soos U wil hê ek moet hulle vergewe. En soos U wil hê ons moet mense vergewe, en soos U vir my vergewe, help my om my medemens so te vergewe. Die Bybel sê ook eintlik, as jy iemand vergewe, dan moet jy terselfdertyd daai persoon seën ook. Nou, dit mag baie moeilik klink, en partykeer kry jy verskriklik seer, partykeer kan mense jou verskriklik seer maak, maar ek wil net sê, ons dien 'n God wat almagtig is, 'n God wat die finale sê het in ons lewe, en daarom moet dit nie vir ons so moeilik wees om iemand te vergewe nie, want God kan slegte goed wat mense teen op beplan, kan hy gebruik ook ten goeie. So vertrou God met jou lewe, maar weet dat niks met jou sal gebeur, waarvan hy nie weet nie, en waarvan hy nie in beheer is van nie, en dis my altyd die troos, in my, wat ook al in my lewe gebeur. Maar, ek moet vir jy sê, ek het al regtig baie keer mense vergewe, opreg vergewe, dat ek niks teen hulle het nie. Maar dan het ek besluit om kontak te verbreek met mense. Nie in alle gevalle nie, baie keer dink ek mense vergewe en ons het aangegaan met die verhouding, maar ek moes ook al party keer besluit, maar ek gaan net weer seer kry as ek aanhou kontak het met hierdie persoon, of hierdie persoon trek my weg van die Here af, en dan het ek besluit om kontak te verbreek met hierdie persoon. So les 1 wat ek met u wil deel, ek wil so 8 lesse met u deel, sê baie lankie, maar les 1 is, probeer altyd eers om mense te verstaan, hoekom mense op 'n sekere manier optree teenoor jou. Moet nie dadelik mense se optrede teenoor jou te vinnig persoonlik neem nie. As jy 'n goeie mensekennis het, dan raak dit vir jou al moeiliker om mense te haat. Omdat jy besef, hoekom hulle op hierdie manier optree teenoor jou. Nou gewoonlik is die manier hoe hulle teenoor jou optree, is ook die manier, jy hou dalk baie van nie, of jy hou dalk niks daarvan nie, hoe hulle teenoor jou opgetree het, en daarom sê ek, moet dit nie persoonlik vat nie, want gewoonlik die manier hoe hulle teenoor jou optree, is ook die manier hoe hulle al teenoor ander mense opgetree het in die verlede.
En daar is volwassenes wat wanneer jy in 'n interaksie met hulle is, waar jy net besef, maar hierdie is eintlik 'n gewonde persoon, wat nog nooit die seer kry, wat met hom of haar gebeur het, jare terug al, baie keer, nog nooit dit verwerk het en aanbeweeg het in hulle lewe nie. Dis amper asof hierdie seer soort van roem, of water gee, en sonlig gee, en kunsmis gee, en hulle het net nog nooit aanbeweeg daarna nie, en baie keer is dit jare terug se seer. Die persoon bejammer gewoonlik hom of haarself nog steeds verskriklik, 'n slagoffermentaliteit. Dis partykeer alwaar die persoon sal praat met jou. Die hartseer is net, die persoon stel ook nie belang om hulp te kry of om na jou raad te luister nie. Die persoon tree eintlik op soos 'n kind wat vasgevang is in 'n volwassene se liggaam. En as jy dit besef, weet, die persoon wil nie eintlik gehelp word nie, die persoon wil nie eintlik luister na jou raad nie, dan leer jy om die persoon se optrede teenoor jou nie persoonlik te vat nie. Maar dan maak jy ook aktief die besluit om nie in selfbejammering te verval oor die persoon se optrede teenoor jou nie, want dit is wat ons baie keer doen. En dan besef jy dat die persoon, die trauma wat hy of sy beleef het in die lewe, die persoon se seer kry en hulle vrese, dat hulle dit baie keer ongelukkig uithaal op hulle medemens. Omdat hulle dink dat as hulle vir jou kan seermaak, dat hulle baie beter sal voel daarna. Nou daar's baie mense wat sit met onverwerkte seer, wat dit as hulle genesingsterapie beskou, om hulle medemens ook seer te maak. En natuurlik kan jy nie hulle optrede goed praat of regverdig nie. Ek sal nooit sulke optrede goed praat of regverdig as mense dit doen nie. Maar dit help vir jou net om hulle optrede beter te verstaan. Maar moenie toelaat dat hierdie mense se gedrag vir jou fisies, emosioneel of geestelik negatief raak nie. Besluit eerder om met hierdie persoon te breek, as hy of sy nie werklik hulp wil hê nie. En dan les nommer 2, somtyds in jou gesprekke met 'n persoon of persone is die beste besluit wat jy kan maak. Baie keer as ek in interaksie is met 'n sekere persoon of persone, groep persone, dan het ek al, as ek luister na hulle, dan het ek al aktief die besluit gemaak om maar eerder net stil te bly en te luister na hulle en so die vrede te bewaar. Een van die beste besluite wat ek al in my lewe gemaak het, is om sekere geselskap net stil te bly en niks te sê nie. Want dit voel vir my baie keer in daardie geselskap, maar ek het nou nodig om myself te bewys aan hierdie persoon of persone, net om deur hulle aanvaar te word. En ek het net vir myself gesê, ek het nie nodig om myself aan iemand te bewys, my waarde aan iemand te bewys, of persone te bewys, om deur hulle aanvaar te word nie. Ek weet wat my waarde in God is. En daarom het ek 'n godsbeeld en nie 'n selfbeeld nie. En daarom wil ek ook nie verantwoordelikheid vir die gevolge van ander mense se negatiewe, daarom vat ek ook nie verantwoordelikheid nie. Ek sê altyd vir mense, as jy wil iets verkeerd doen, of jy is besig, jy hou aan met iets wat jy weet is verkeerd is, ek gaan nie verantwoordelikheid vat vir jou optrede nie. Weet, jy sal moet self verantwoordelikheid vat vir jou optrede en die gevolge van jou dade moet dra, want jy het dit oor jouself gebring. Baie dinge in die lewe is ongelukkig so, goed of sleg, bring jy oor jouself. Weet, en dan sê ek net vir mense, maar weet jy wat, as jy met hierdie optrede wil voortgaan, jy moet net onthou een ding, daar is die spreekwoord wat sê,
Jy moet in die bed wat jy opmaak vir jouself, moet jy self slaap in. Jy weet, so ek sal nooit iemand se verkeerde gedrag goed praat nie. Ek sê altyd vir mense, ek het vir my kinders ook gesê, ek is vir hulle met my hele wese lief. En ek sal altyd vir hulle lief bly. Maar ek sal nooit hulle goeie gedrag goed praat nie, of ondersteun nie. Hulle moenie by my goedkeuring kom soek, of iemand moenie by my goedkeuring kom soek vir verkeerde gedrag nie, want ek sal dit nie vir hulle gee nie. Ek sal nooit iemand se verkeerde gedrag goed praat nie. En daarom sê ek altyd vir mense, breek met verkeerde gedrag, as jy weet, jy is daarmee besig, so vinnig as moontlik. Niks, want as jy gaan aanhou met verkeerde gedrag, niks goeds gaan daaruit kom nie. En jy gaan na die tyd met groot spyt en groot berou sit. Les nommer 3. Ons almal het mense in ons lewens nodig wat meer in onsself glo as wat ons in onsself glo. So moet ek net weer herhaal. Ons almal het mense in ons lewens nodig wat meer in onsself glo as wat ons in onsself glo. Wat ek daarmee bedoel is, sielkundiges het al vir my gesê dat jy sal of uitstyg of jy sal val tot die vlak van mense met wie jy jouself omring, die mense met wie jy jouself omring. Mense sal of van jou glo, en hulle sal vir jou uitdaag om iets te doen wat jy nie gedink het, jy ooit sal kan doen en reg kry nie. Terwyl ander mense weer gaan sê, maar los dit eerder, jy sal dit nooit reg kry nie. Dit terwyl jy goed weet, maar ander mense het al dit reg gekry, weet, en daarom wil jy dit ook nou probeer. Dan sê hulle net, man, los dit. Jy sal dit nooit reg kry nie. Weet, so dat ek net af. Daarom sê ek, breek met sulke mense, wat jou net afbreek, wat jou verhoed om jou volle potensiaal as mens te bereik, wat gedurig vir jou sê, maar dit sal nie werk nie, of jy sal dit nooit reg kry, jy gaan 'n mislukking maak hiervan, breek met sulke mense, want baie keer steel hierdie mense jou drome, hulle vat jou drome van jou weg, vermy hierdie mense soos 'n plaag. En as jy bevoorreg is om in jou vriendekring mense te hê, al is dit net een persoon wat in jou glo en vir jou aanspoor om iets te doen, bewaar en koester so 'n vriendskap met hierdie persoon of persone ten alle koste. Want hierdie mense sal vir jou help om jou volle potensiaal as mens te kan bereik. En as God wil hê dat ons volle potensiaal as mens, of God wil hê dat ons volle potensiaal as mens in sy koninkryk sal bereik en dit elke dag uitleef. So baie mense wat so op jou neersien en nie jou volle potensiaal wil raak sien nie, het nog nooit self iets besonders in hulle eie lewe bereik nie. Nou sê hulle vir jou, weet maar jy sal dit ook nie kan doen nie, want ek het dit nie reg gekry nie, of hulle nog nooit eens dit probeer nie. En daarom gun hulle vir jou dit ook nie. Die realiteit en die waarheid is, dat jy leer dieselfde waardes en lewenswyse aan, as die mense, met wie jy die meeste tyd in jou lewe mee spandeer. Die meeste van die tyd is al wat verhoed om jou volle potensiaal as mens in die lewe te kan bereik. Een mens wat in jou glo. En dan les nommer 4, dit gaan nie oor met wat met jou al gebeur het in die lewe nie, of het nou goed of sleg was. Ek dink as ek met jy sit en elkeen se stories deel, sal jy met my deel baie goeie goed wat al met jou gebeur het, maar jy ook baie seer kry, baie hartseer, dinge wat vir jou baie sleg was, wat vir jou letterlik net in stukkies laat breek het. So baie keer gebeur goed in jou lewe in, goeie goeders in jou lewe,
waar jy die aard van die saak na die tyd baie bly is en baie dankbaar is voor. En baie keer gebeur weer baie slegte goed, waar jy baie seer gekry het. By een voorbeeld wat ek altyd vir mense sê, jy kan 'n pot warm water vat, en jy kan twee goed daarmee doen. Jy kan byvoorbeeld 'n eier daarin gooi, en die eier sal hard kook. Maar as jy weer byvoorbeeld 'n aardappel daarin gooi, sal die aardappel weer baie sag raak. So, en net jouself kan besluit wat jou reaksie is, of wat jou reaksie gaan wees op die dinge wat al in die lewe met jou gebeur. Hierdie dinge kan vir jou of baie terughou in die lewe, en dis 'n besluit wat jy moet neem. Of ek gaan die slagoffer mentaliteit aanneem, dit gaan vir my terughou in die lewe, of dit gaan vir my 'n baie sterker mens maak. So, wat belangrik is dat jy besluit om jou omstandighede te beheer, om beheer oor te vat oor jou omstandighede, en nie toe te laat dat jou omstandighede vir jou beheer nie. Want dan is jy soos 'n boot in die see wat net ronddobber. Dan het jy geen rigting waarheen jy gaan, jy dobber nou maar net rond. So neem die besluit om altyd jou afhanklikheid van God te bely, en na God toe, en na jou medegelowiges te hardloop, in goeie en in slegte omstandighede. Ek het toe ek die Here aangeneem het, as my verlosser baie jare terug, dit was nie min of meer in graad 9 gewees, standaard 7 gewees, en toe het ek vir die Here gesê, Here, ek gaan nie aanneem as verlosser, maar ek gaan elke dag daai besluit maak om my lewe aktief aan U toe te wy. En in alle omstandighede, goeie en slegte omstandighede, gaan ek na U toe hardloop en na my medegelowiges toe hardloop en nooit weg van U af hardloop nie. En dis een besluit wat ek nog nooit spyt was oor nie. En dan les nommer 5, mense reageer in situasies, sal vir jou baie keer kan sê wat se tipe mens jy met te doen het, wat se tipe mense hulle is, hoe hulle reageer in situasies. En dit sal vir jou ook kan sê wat se lewenswaardes en norme hulle het. 'n Sielkundige dosent het eendag vir sy sielkundige klas gevra op universiteit, maar as jy 'n koppie koffie in jou hand vashou en iemand stamp aan jou, en per ongeluk aan jou, en die koppie van die koffie val op die vloer uit jou beker uit, hoekom het jy koffie gemors? En die oorgrote meerderheid van die sielkundige klas het gesê, sielkundige studente het gesê, omdat iemand aan my gestamp het. En die sielkundige dosent sê toe net vir hulle, nee, jy het koffie op die vloer gemors, omdat daar koffie in jou beker in was. As daar tee in jou beker in was, dan sê jy tee gemors het. So in die lewe werk dit dieselfde, as jy deur 'n krisis gaan in die lewe in, en almal van ons gaan soms deur baie groot krisisse, beleef baie groot seer kry en pyn in die lewe en in die proses in. As jy haat, as jy dan na die tyd, en groot toets kom uit, hoe reageer jy daarop? Maar as jy na die tyd sit met haat, met wraakgedagtes, met vrees, met jaloesie, met die intensie, om hierdie mense wat dit aan jou gedoen het te vergeld, nadat iets met jou gebeur het, sal dit wys wat in die binneste van jou as mens aangaan. Aan die ander kant weer, as jy liefde, vriendelikheid, empatie en vergifnis in jou lewe saamdra, is dit wat gaan uitkom en gaan wys in jou gedrag in. So vertrou God met jou lewe en weet dat hy die finale sê het, omdat hy almagtig is. En vra vir God om vir jou deur sy Heilige Gees te leer om altyd, ten spyte van eksterne omstandighede, 'n lewe van vrede en vreugde en dankbaarheid te leef. En dis 'n vrug van die Heilige Gees, hierdie vreugde, vrede en dankbaarheid. Hoe gee die Here dit vir ons?
Hy gee dit in die kern van ons menswees. Jy kan met vrede, vreugde en dankbaarheid leef ten spyte van jou eksterne omstandighede. As jy leef met hierdie vrede, vreugde en vrede en dankbaarheid wat die Here vir jou gee deur sy Heilige Gees. En leer ook om tevrede te wees met dit wat jy het. En dan les nommer 6, onthou dat om gelukkig te wees en met dankbaarheid te leef 'n aktiewe keuse is wat jy elke oggend moet maak. Ek sê spesifiek elke oggend aan die begin van 'n dag. Baie mense sal eerder hulle omstandighede blameer as om verantwoordelikheid te neem vir die rede hoekom hulle self in sekere omstandighede bevind. Ons almal weet dat die lewe nie regverdig is nie. Die lewe is baie keer baie onregverdig eintlik. Die lewe is nie altyd regverdig nie. Dis 'n realiteit. Baie slegte dinge kan oor jou lewenspad kom, sonder dat jy gekies of gevra daarvoor of 'n aandeel daarin gehad het. Jy het net geen keuse of beheer daaroor gehad wat oor jou lewenspad kom nie. Jy het geen keuse en beheer gehad byvoorbeeld oor jou ouers en wie jou ouers gaan wees en hoe jy as kind groot geword het nie. Ons het nie daar 'n keuse gehad nie. Baie keer het 'n verhouding opgebreek met iemand ook vir wie jy baie lief voor was en jy het net geen beheer daaroor gehad. Toe hierdie persoon die verhouding met jou opbreek nie en jy is nog steeds baie lief vir hierdie persoon. Jy het geen beheer daaroor gehad toe iemand toe iemand by jou werk byvoorbeeld vir jou by een van jou seniors gaan sleg praat het en vir jou in die rug gesteek het nie. Jy het nie altyd beheer daaroor nie. Maar waar jy wel beheer het, jy het altyd self die keuse hoe jy daarop gaan reageer. En dit is die enigste ding waar jy wel beheer het. Ons het nie altyd beheer oor mense se aksie teenoor ons nie. Ons het altyd beheer en 'n keuse hoe ons gaan reageer op. Ons het altyd beheer en 'n keuse op ons reaksie. Reaksie is 'n aksie op 'n aksie. En dit is die enigste ding waar jy beheer het. En hoe jy voel en hoe jy reageer. En jy kan nog steeds gelukkig wees in enige omstandighede. En as jy nog steeds gelukkig is, en jy vind jou geluk primêr in jou verhouding met die Here, dan beteken dit nie, of jy sê nie, of jy gee nie voor, dat alles oukei is in my lewe nie. Daar is sekere dinge wat nie oor jou pad kom in die lewe ook nie. Sekere dinge wat jy dalk graag begeer het, dalk 'n senior posisie by die werk, of 'n sekere motor, of 'n sekere huis, maar daar is net sekere dinge wat nie oor jou pad kom in die lewe nie, wat jy vrede moet maak oor. Maar kies elke dag aktief, en elke week, en mens kan sê elke maand, en elke jaar, en elke dag van jou lewe, kies dit aktief, om in elke aspek van jou lewe, jou afhanklikheid van die Here te bely, en vir hom in te sluit, in elke aspek van jou lewe, elke dag. Om elke dag en alles wat jy doen, te doen na die beste van jou vermoë. Ek vra altyd vir die Here, help my, ek moet in elk geval dit doen. So doen dit na die beste van jou vermoë as jy iets moet doen. En doen dit asof jy dit vir die Here doen. En elke dag kan jy kies om met 'n positiewe gesindheid in te gaan en te gaan leef. Amen. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat U vir elkeen van ons kom sê, jy is myne. En soos ons ook dit aanvaar, mag die wêreld ook deur ons lewens en ons optrede geïnspireer word. Mag ons ook altyd net fokus op die Here Jesus Christus in ons lewe en in U voetspore volg. En dan vir mense kan sê, maar volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van die Here Jesus Christus volg.
Mag mense deur ons optrede teenoor hulle, as hulle kyk na hoe ons teenoor ander mense optree, as hulle kyk na hoe ons in sekere situasies reageer, mag hulle ook sien dat U 'n lewende God is en mag mense dan ook hierdie begeerte kry om ook in 'n lewende verhouding met U te staan. Mag mense wat nie in 'n lewende verhouding met U staan of U nog nooit aangeneem het nie, mag hulle vir U aanneem as verlosser en dan 'n lewe van afhanklikheid van U leef as hulle kyk na ons lewens. Mag mense wat reeds vir U aangeneem het, maar afgedwaal het, weer die pad weer byster geraak het, mag hulle deur ons lewens geïnspireer word om weer terug te keer na U toe en 'n lewe van afhanklikheid van U te leef. En mag mense ook wat reeds vir U aangeneem het as verlosser en reeds in 'n lewende verhouding met U staan, mag hulle verder geïnspireer word in hulle lewe deur dit hulle kyk na ons lewens om U voluit te dien. Amen.